Voordat ons kom by die woordverkondiging, voordat ons kom by die skriflesing, wil ek graag vra dat ons 'n oomblik sal neem, 'n oomblik van nadenke, 'n oomblik om terug te gaan in geskiedenis in en om daadwerklik te reflekteer oor wat hierdie dag behels. Geskiedkundige gebeurtenis waarin ons glo, as gelowiges weet het gebeur. Daarom wil ek jou vra om jou oë saam met my te sluit, te luister wat sê Handelinge 1 vers 9 tot 11 vir ons, en dan net 'n oomblik van stilte sal neem waar jy reflekteer oor wat hierdie gebeurtenis vir jou beteken. So maak vir my jou reflekteer oor wat hierdie gebeurtenis vir jou beteken. So maak vir my jou oë toe en dan luister jy saam met my na Handelinge 1. Handelinge 1 vanaf vers 9 tot 11. Nadat is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Dit is sy disippels. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggegaan het, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgegaan het, nie hemel toe opgeneem is, hemel toe sien opgaan het. Neem vir my 'n oomblik en dan dink jy vir my aan wat hierdie woorde vir jou beteken. Here Jesus, in hierdie aand kom dink ons terug aan wat gebeur het, meer as 2000 jaar terug. Ons kom dink aan daardie oomblik in tyd, toe U die seën uitgespreek het oor die disippels, toe U vir hulle gesê het in Matteus 28, gaan dan heen na die eindhoeke van die aarde toe, aan my, en deel dit met die mense daar buite. Wanneer hulle dit ontvang, doop hulle, maak hulle deel van julle gemeenskap. En so sal die liefde van Christus die wêreld oorwin. En sal sy lig die duister van Christus die wêreld oorwin. En sal sy lig die duisternis verdryf. Here, op hierdie dag, hierdie besonderse dag van hemelvaart, kom kyk ons op na die hemele, net soos die disippels. Maar anders as die disippels kyk ons op na U. En ons kom vra, Here Jesus, kom praat met ons. Mag U, Here Jesus, op 'n besonderse manier vanaand hier tussen ons beweeg, en dat die Gees vir ons 'n boodskap sal gee wat ons saam met ons kan dra. Eenvoudig, waarheen is ons elkeen op pad? Mag ons diep nadink oor hierdie vraag vir ons geestelike lewens. Mag ons diep nadink oor wat dit vir ons beteken vir die dag van môre. Mag ons daarop reageer, Here Jesus. Deur ons lewe, Here Jesus. Deur ons lewe vir U te gee. En om te loop waarheen U ons stuur. Ons vra, Here Jesus, vir U rustigheid en vrede. Amen. Gemeente, genade en vrede kom na jou toe van die opgestaande Here, regterhand van God, wat ons ook sal hoor vanuit Johannes 14 vir ons 'n plek voorberei het, sodat ons saam met hom kan wees. Ek wil jou graag uitnooi om jou Bybel, as jy hom byderhand het, vir my oop te maak by die Evangelie van Johannes, sodat ons daar 'n gedeelte kan saam lees in Johannes 14, van 'n gedeelte wat die voorloperteks is, wat ons ook gaan gebruik Sondagoggend as ook Sondag aand, wat verwys na die belofte van die Heilige Gees. Ek dink dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd waar die hemelvaart so naby aan die Pinkster val, waar ons letterlik en figuurlik die donderdag kan dink aan die hemelvaart waar Jesus opgevaar het, waar hy die belofte gemaak het dat hy die Gees sal stuur, en dat ons op die volgende Sondag kan reflekteer oor die uitstorting van die Gees.
So half asof hierdie twee gebeure so naby aan mekaar behoort te wees vandag, sodat ons kan in 'n ritme kom. 'n Ritme kom waar ons kan aansluit by ons preekreeks vir die week wat volg. 'n Reeks wat sê, omdat die Here Jesus opgestaan het uit die dood, het dit alles in ons lewe verander. So Johannes 14 is die voorloperteks wat ek vanaand lees met die oop wees as jy die hele Johannes 14 sal gaan lees in hierdie tydperk ter voorbereiding vir Pinkster. Want vanaf vers 15 praat die Here direk en uitdruklik met die disippels oor die koms van die Heilige Gees. Maar ons lees saam Johannes 14 vers 1 tot 14. Jesus is weer aan die woord. En dit is in 'n tyd toe hy met die disippels gepraat het rondom sy heengaan. Hy was besig om met hulle te praat oor God se wil en sy plan vir sy lewe. En deur die loop van die evangelie het hy 'n paar keer gesê dat hy moet heengaan. Maar spesifiek in hierdie gedeelte word dit 'n immanente preek. Dit is so half asof die disippels kan sien dit is op pad. Hulle voel dit, want hulle hoor dit in die dringendheid van Christus se stem. En dan kom sê hy weer vir hulle, in die voorgaande gedeelte, ek is op pad na die Vader toe. Woorde. Julle weet nou, ek moet gaan, maar julle moenie ontsteld wees nie. Julle glo in God. Glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook daar kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Maar Thomas toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys net vir ons die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie uit nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Want dit verseker ek julle. Wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun vir julle doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons dink aan die woorde wat U vir ons gegee het in Johannes 14, dan kom skaar ons onsself by die disippels wat op soek is na antwoorde. Ons is hier om te luister en ons is hier met 'n klomp vrae. Vrae soos, waarom moes U gaan? Kon U nie eerder hier by ons gebly het nie? Vrae wat ook die kerk deur die eeue gevra het, Here, wanneer kom U terug? Wanneer gaan U terugkom om al hierdie chaos uit te wis? Om vrede te bring, Vader, Here, en sodat ons net by U kan wees. Soos Openbaring sê, dat daar nie meer trane sal wees nie. Seerkry sal verdwyn. Waar die leeu en die lam kan saam lê. Ja, Here, ons mag saam lê. Ja, Here, ons mag na daardie dae. En ons wag op dit, Here Jesus, wat U beloof het. Mag ons in hierdie dag en tyd
ook reflekteer oor hoe ver ons gekom het tot hier, wat alles gepaard gegaan het met ons tot hier, wat alles gepaard gegaan het met ons lewensritmes, en ook oor die pad wat ons op pad is om te loop. Soos Paulus ons herinner het in Romeine 5, kyk ons vorentoe met hoop, met sekerheid, ons stap na U toe. Soos 'n kind wat na sy vader toe stap, wat staan met oop arms, so stap ons ook die pad. Lei ons, begelei ons, leer ons, Here, om daardie pad te loop. Leer ons, Here, om daardie pad te loop. Amen. Gemeente, wanneer ons die vreemde opskrif of titel van die woordverkondiging hoor wat sê Hemelvaart vra van ons dat ons vorentoe sal kyk na Jesus se koms, dan waar die disippels gestaan het voor Hemelvaart. Jesus praat met sy disippels en hy sê vir hulle, ek gaan weg. Ek is op pad na die Vader toe, julle gaan agterbly. Die disippels staan aan die agterkant waar ons aan die voorkant staan. En hulle moet die vraag antwoord, wat gaan ons doen wanneer Jesus Christus ons verlaat? 2000 jaar later staan die kerk en hulle kyk terug. Ons gedoen. En hoe stap ons die pad vorentoe tot Jesus Christus sal terugkeer? Twee teenpole van dieselfde worsteling, wat die disippels gehad het aan die een kant, en wat die gelowiges, veral in die kerk ook het vandag. Here, wanneer gaan U terugkom? Veral in die kerk ook het vandag. Here, wanneer gaan U terugkom om by ons te wees? Waarom moet ons deur hierdie wêreld gaan sonder U? Kan ons nie by U wees nie. Vir reeds 'n hele klomp eeue vier die kerk Hemelvaart. 'n klomp eeue vier die kerk Hemelvaart, omdat daar 'n hele klomp kerngedagtes is wat opgesluit is in hierdie dag. En om iets van Hemelvaart te verstaan, het jy nodig om iets te verstaan van 'n koning wat oorlog maak. Nou vir ons wat ouer is hierdie wat oorlog maak 'n term wat ons goed ken. Dis 'n ridder op 'n wit perd wat 'n legio van soldate beman en opdrag gee om in hierdie wêreld in te gaan en om oorlog te gaan maak. Maar Jesus Christus is so 'n bietjie anderste. Waar die soldaat beklei, het Jesus aarde toegekom om vir ons te beklei. Dis 'n ongelooflike gedagte wat met ons gedeel word, wanneer ons ook dink aan tekste soos in Filippense 2, waar Paulus sê, die koning van alle konings het aarde toegekom, nie om gedien konings het aarde toegekom, nie om gedien te word nie, maar om ons te dien. En so het hierdie koning, 'n onerkende koning, die aarde geleef vir 33 jaar. En het sy lewe gegee sodat ons verlos kan word, sodat die twyfel van ons skouers kan afval, en sodat ons die brug kan loop na die Vader toe. Ja, so was die proses gewees van ons versoening, dat Jesus deur die kruisdood moes gaan, sodat ek en jy verlos kon word. Dit is waarom ons Paasfees vier. Om in die eerste plek te dink aan daardie swaar kry en die lyding wat gepaard gegaan het met ons verlossing. En dan op Sondag, Opstandingssondag, raak ons bewus daar gestaan het vanuit die dood uit. Weereens, die koning het sy plek ingeneem in die heelal. En hy het oorwin. Oorwin oor die dood, oor die bose wat ons gebonde hou. Maar hy gaan nog verder. En dis waar Hemelvaart inkom.
Sy finale handeling wat hy vir die mense kom toon, dat hy waarlik die Messias is waarvan geprofeteer word in Jeremia en Amos en Jesaja, hy is waardig koning. Want wat gebeur wanneer hierdie koning 'n suksesvolle tog gehad het in 'n ander land? Hy kom terug. Hy kom terug met sy soldate agter hom en hy sit op 'n perd en hy gaan die stad binne, terwyl almal jubel en juig. Jesus Christus het die oorwinning behaal van die bose. En dalk sal dit goed wees om in jou geestelike oog te sien hierdie legio engele wat 'n stoet maak vir Jesus Christus. En Jesus Christus vaar op na die Vader toe en ons het toejuig van engele wat vir hom sê, Immanuel, U het oorwin. Hemelvaart is vir ons regtig belangrik, omdat dit hierdie dag is wat vir ons herinner dat ons nie 'n God aanbid wat alleen mens geword het nie. Ons aanbid 'n God wat kan opstaan vanuit die doodheid self en wat by magte is om soos wat hy aarde toe gekom het op te vaar na die hemel toe. As Jesus Christus nie opgevaar het na die hemel toe nie, as hy nog op aarde geleef het en dalk sy lewe hier beëindig het deur te sterf, sou ons dieselfde geloof gehandhaaf het wat ons vandag het? Nee. Daarom is die hemelvaart vir ons die bevestiging en die herinnering dat alles wat begin moet 'n einde hê. Jesus se tog aarde toe het begin, hy het die bose en die dood oorwin sodat ons kon vry wees. Sy werk is voltooi. As ons dink aan hemelvaart, dan kom sê ons vir mekaar, dis 'n gebeurtenis in die verlede wat ons van kennis moet dra. Dis 'n gebeurtenis wat ons aan ons kinders moet oorvertel, wat ons kinders aan moet herinner om vir hulle te sê, hierdie dag is nie net 'n dag waar Jesus weggegaan het nie, maar dis 'n dag wat die Seun van God is, die een wat ons kan vertrou. Ek dink dit was 'n nummerie gewees waar die skrywer gesê het, God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. Ons aanbid nie 'n mens nie. Ons bid 'n opgestaan. Mense het jy al gesien opgevaar na die hemel toe. Hoeveel mense het jy al gesien sonder die ingryping van God opstaan vanuit die dode uit? Jesus Christus het dit gedoen. Daarom sê hemelvaart vir ons in die eerste plek, kom ons neem kennis van dit wat gebeur in die eerste plek. Kom ons neem kennis van dit wat gebeur het, maar kom ons gaan nou en ons plaas onsself ook in die skoene van die disippels. Kom ons vra dieselfde vraag wat Thomas en Filippus en wat ek wil veronderstel die ander disippels ook gevra het. Wat nou? Waarheen is ons op pad? Wanneer ons dink aan hemelvaart, is daar 'n paar goed wat in dit opgesluit is, wat ek nie dink baie van ons aan dink nie. Een van die kernboodskappe van hemelvaart is daardie vraag van waarheen is jy op pad? Maar ook die trooswoord wat Paulus geglo het om te sê, ons leef nie in hierdie wêreld meer doelloos nie. Ons leef nou met die verwagting dat ons die ewige lewe gaan beerwe. Want Jesus Christus na die hemel toe en hy het vir ons gesê, hy maak vir ons 'n plek gereed. Maar ja, die vraag is, hoe loop ons hierdie pad? Hoe hanteer ons die uitdagings? Hoe hanteer ons die teleurstellings? Hoe hanteer ons? Thomas het iets daarvan verstaan toe hy vir Jesus gevra het, Here, hoe moet ons weet waarheen om te gaan as U nie vir ons sê nie? Vandag kan ons vir mekaar sê, Here, hoe moet ons loop as ons nie seker is of ons op die regte pad is nie? In
in beide gevalle het Jesus gesê, glo in my, want ek is in die Vader en die Vader is in my. Vandag staan ons aan die geskenkkant, die ontvangkant van Jesus se belofte en hy sê, glo in my, want soos wat ek in die Vader ook in jou. Ek sal met jou wees. Daarom is hemelvaart vir ons 'n motiverende boodskap van hoop, 'n boodskap wat Paulus ook geglo het om te sê, hou jou fokus op die eindbestemming. Moenie afdwaal van die koers wat Jesus Christus geloop het nie. Die dag sal kom dat hy terugkeer. Die dag sal kom waar hy sy mense kom haal. En die wat getrou geloop het, die wedloop end uit. En die wat getrou geloop het, die wedloop end uit geloop het, sal by hom wees. Waarheen is jou pad? Wat is jou fokus? Hemelvaart sê ook vir ons in hierdie wêreld dat ons kom. Net soos Filippus vir Jesus gevra het, Vader, wys net vir ons die Vader, sodat ons kan seker wees dat hy ons seën, dat hy sekerheid vir ons kan gee, dat hy met ons sal wees. Wys vir ons die Vader, soos wat U self openbaar het aan Moses, aan Elia en aan Abraham. Want ons mag nie die Vader gesien het nie. Maar as U vir ons die wonderteken gee dat ons die Vader kan sien, dan sal ons rustig kan loop. En weer sê Jesus vir Filippus, waarom is dit nodig, as julle my vir so lank by julle gehad het? Waarom het ons in hierdie wêreld nodig om te vrees? Omdat ons weet, God is met ons. Hemelvaart is 'n oomblik of 'n herinnering in tyd, 'n boodskap wat vir ons sê dat ons tot bedaring moet kom. Oomblikke neem van refleksie. In die arms van die Vader gaan rus, refleksie. In die arms van die Vader gaan rus op gereelde tye, sodat ons kan weet, die Here is lief vir ons. Die beloftes van die woord sê vir ons op verskeie plekke, dat God vir ons 'n goeie toekoms. In Johannes 14 kom leer ons dat God die diepste begeertes van elke mens se hart ken. Dit leer vir ons dat ons kan vashou aan die liefde wat Jesus vir ons het, want hy het juis gegaan om vir elkeen van ons huis gereed te maak, 'n plek gereed te maak, waar ons gereed te maak, 'n plek gereed te maak, waar ons ewig kan wees. Dit kan ons weet vandag. Die Here sal sorg. Die woorde wat Jesus vir die disippels gesê het, is vir ons so van toepassing vandag. Glo in my. Kom tot bedaring in my. Kyk na hoe lief ek jou het. Vergeet daarvan dat ek heen gegaan het na die hemel toe, maar weet dat ek vir jou plek gereed. As jy geweet het dat jy nooit tekort sou hê aan enige iets in jou lewe nie, hoe anders sou jy geleef het? Vanaand sê Jesus vir ons, kom tot bedaring, want ek het vir julle alles gegee wat nodig is om hierdie wêreld met sy uitdagings te oorwin. En Hemelvaart sê vir ons in die derde plek, dat ons geroep word om in hierdie wêreld vorentoe te gaan as voorbeelde van Christus. Gaan lees wat Jesus Christus gesê het in vers 12 tot 14. En raak bewus daarvan dat die Here vir die disippels gesê het, ek stuur julle, en dat hy vir die kerk vandag sê, daar is 'n roeping op jou lewe. Ek en jy wat hier is vandag, is as gevolg van die opstanding.
geïnkarneer God self, maar nog steeds een mens, wat slegs in Jerusalem 'n klein groep mense kon bedien, ja, 'n paar keer 'n paar duisende mense kon bedien, maar hy was gebonde geografies op een plek. Deur op te vaar na die hemel, het hy die stokkie oorgegee aan elkeen van ons wat hier is. En hy het vir ons die boodskap gegee om te sê, gaan, doen wat ek gedoen het. Soos sy disippels, as julle enige iets in my naam vra, sal ek dit vir julle gee. Wat lê opgesluit in Jesus se naam? Andersins as wat ons glo, is die naam van Jesus Christus nie 'n selfstandige naamwoord nie, maar 'n werkwoord gevul met soveel genade, vrede, hoop, liefde, barmhartigheid, goedgunstigheid. Opgesluit in hierdie naam is gaan leef. Want wanneer ons deur hierdie naam beweeg en deur sy naam vra, sal God alles wat ons vra beantwoord. Maar meer as dit sê Jesus Christus, die voorbeeld wat jy moet leef, is 'n voorvierde persoon wat 'n roeping het om mense na my toe te bring. Dis seker die grootste verantwoordelikheid. Seker die grootste taak en die grootste voorreg wat ons het, om te kan sien hoe iemand wat verlore is, terugdraai na die een wat hom liefhet. Wat verlore is, terugdraai na die een wat hom liefhet. Ek wonder by myself, as ek al bo kom in die hemel, hoeveel mense sal daar wees wat deur my getuienis tot God gedraai het? Nie as gevolg van my nie. Nie as gevolg van preke of enigiets wat ek gedink het oulik was nie. Maar omdat ek bereid was om te praat oor die een wat my lewe verander het. Hoeveel mense sal daar staan as gevolg van jou? Weereens, nie as gevolg van jou nie, omdat die Gees van God deur jou kon werk, omdat jy hom toegelaat het. Vandag vier ons hemelvaart, want ons weet, Jesus Christus het die dood oorwin, ja, maar hy het ons ook 'n groot taak gegee, om sy voorbeeld te wees. En dink daaroor na aan die 3 titels wat hy vir ons gegee het, wat ons deur die hele Nuwe Testament lees. En dink na oor wat ons maak in hierdie posisie. Erfgename, sê Paulus, van God se beloftes. Wat maak ons daarmee? Christus het vir ons gesê, ons is een van sy erfgename, soos Paulus gesê het, en God het ons sy hande. Die besonderse posisie wat ons inneem vanaand, is as gevolg van Jesus wat opgevaar het na die hemel. Jesus Christus, kom herinner ons op hemelvaart, hy gee die stokkie aan. En as jy dit nog nie gee die stokkie aan, en as jy dit nog nie gehoor het nie, sê hy vanaand vir jou, ek gee die stokkie vir jou. Jy moet gaan, en gaan doen wat ek gedoen het. As jy niks anders te hoor van hemel, kom hoor net die eenvoud van die boodskap wat sê, en alles gaan hemelvaart daaroor, dat ons die oorwinning van Christus sal leef. Die skrywer van die boek Hebreërs in hoofstuk 12 sê dit so mooi. Laat ons dan ook in hierdie dae, terwyl so groot geloofsgetuies rondom ons het, elke las aflê en die sonde wat ons so maklik verstik, afgooi. En met volharding die wedloop hardloop wat voor.
Ek en jy gaan die wêreld in vanaand. Ons gaan in as gevolg van Jesus Christus. Ons gaan in hierdie wêreld in saam met God deur sy Gees. En die vraag wat Hemelvaart vir ons vra vanaand is waarheen is ons op pad? En wat maak ons met die groot geskenk wat Jesus Christus vir ons gegee het? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons op 'n ander manier kan dink aan Hemelvaart vanaand. Dat ons kan bewus raak daarvan, Here Jesus, dat ons, net soos die disippels, onsself ook skaar by vrae wat ons vir onsself moet afvra. Vrae waarop ons antwoorde nodig het. Die disippels, hoe gaan ons dit maak? Vanaand vra ons die vraag, waarheen is ons op pad? En hoe gaan ons uitkom daar waar U is? Here, U het ons toevertrou met 'n kosbare geskenk. U het ons toevertrou met die goeie nuus, dat U redding gee vir elke persoon wat op soek is daarna. Here, as agente, erfgename, koningskinders, betree ons hierdie wêreld in. En mag ons daardie identiteit, mag ons uitdrukking gee aan die liefde wat U binne in ons plaas. Mag ons antwoord op hierdie roeping, Here. Dankie Vader dat ons weet, aan die einde van die wedloop, is daar ook vir ons 'n plek by die Vader. 'n plek wat U voorberei het met liefde. 'n plek wat U voorberei het met liefde. Ons verheerlik U naam vanaand, Here. Amen. God stuur ons elkeen na die wêreld toe. Ons elkeen is daar 'n plek voorberei. Die Gees woon in ons. Plek voorberei. Die Gees woon in ons. God seën ons met genade, met vrede en met liefde vanaand. En hy stuur ons met sy Gees in hierdie wêreld in. Ontvang daardie seën. Herinner jouself aan die opdrag